Hemelse Vader, baie dankie. Baie dankie vir die skoene aan my voet. Baie dankie vir hierdie jean wat ek kon koop. Baie dankie vir my hemp. Baie dankie vir die asem wat U in my blaas. Here, baie dankie vir U seëninge. Here, ek is seker soos ek hier staan met 'n dankbare hart, wetende dat alles wat ek het, selfs die woorde wat uit my mond uitkom, is van U af, Here. Here, seën asseblief vandag se samekoms, my God. Here, raak elkeen aan hier vandag. Here, indien hulle al hoeveel ervarings met U gehad het, Here, vra ek vandag vir 'n vars salwing, Here. Here, waar ons vandag die geestesman gaan vorentoe roep, vra ek dat hulle sal opstaan en sê, hier is ek, my God. Here, ons vra in hierdie donker tye waar ons van die wêreld, vra ons, Here, laat Nuwe Lewe Familiekerk se lig helder en helderder skyn. Laat elkeen van ons liggie helderder skyn, Here, sodat ons U waarlik verteenwoordig op hierdie aarde, my God. Sodat U werke deur ons kan doen, Here. Ons kan dit nie self doen nie. Want aan U behoort die koninkryk. Aan U behoort die glorie. Here, ek vra dat U woord, soos U hom wil hê, vandag direk moet vloei na elke hart toe wat hier sit. Here, dat daai saadjie wat geplant word, Here, dat daar 'n hongerte sal wees om daai saadjie te water. Here, om daai saadjie elke dag water te gee, Here, sodat ons sterk bome geanker in God kan wees, Here. Sterk bome wat goeie vrug kan dra. In die naam van Jesus, Here, vrugte wat mense wil sien hang op 'n tak, wat hulle wil afpluk, Here, want hulle wil deel hê van dit wat daai boom dra in die naam van Jesus, Here. Ek bid dit vir elkeen hier vandag. In Jesus naam. Amen. Vandag se tema is laat jou geestesmens ontwaak. Ek like hom, hy's 'n bietjie meer punchy. In Engels sê hy, awaken your spirit man. En so is dit ook met die Here, is jy dink jy het 'n boodskap. Die mens dink hy het 'n boodskap en dan kom die Here en die Here gee die regte boodskap en die Here sal hom verander op 99.999 soos hy nou vanoggend gedoen het ook. So ek wil net ter inleiding aansluit by wat Janine nou net gesê het. Ek dink die meeste van julle weet, ons het so 2 weke terug 'n beste vriend verloor, 16-jarige worshondjie. Dit het ons diep geslaan. Ons het die kinders nie, so dis maar ons kinders. Jy weet, en hier is die ding, as ons almal dra dinge verkeerd, anders. So terwyl een van ons, en ek sal nou nie sê wie nie, uiting gee aan die emosies, is die ander ene, en dis nou ek, souk ek het, so ek vat het, en ek loop met het, maar ek bou hom toe, en ek bottel hom, draai hy bottel toe, and I move on, ek stap, want daar moet nou gestap word. Maar soos dit is,
moet daai bottel, wanneer hy oorloop, gaan hy ontplof. Want dis 'n boodskap vir baie mans. Ons stap baie keer met ons emosies rond, sonder om, hierdie is nou net vir die onbeplant, so ons stap baie met ons emosies rond, en ons het dikwels nie 'n uitlaat nie. So wat gebeur as jy 'n opblaas swembad het, en hy prop hom vol, bah! Daar bars hy, en nou sit 'n rivier van emosies. Nou lyk die ding bietjie lelik. Nou, ons moet dit verhoed. In elk geval, nou so 'n dag het ek beleef Vrydag. Ek het hom nou gebottel, en I just released all at once. En toe klim ek in my kar, en ek is die een wat die pad vat nie. Ek sal nou nie brood gaan koop in die Noord-Kaap nie. So ek ry maar winkel toe, en dan kom ek huis toe, baie lief vir die huis, maar in elk geval. So toe besluit ek gaan nou bietjie die pad vat. Nou dink julle seker ek is hier N7 of Johannesburg toe op pad, maar het pad vat vir my, as ek ry toe hier af Stiklandstraat toe. Die pad gevat. In elk geval, en in daai, waar ek so, ek is op my worst. I'm not feeling worthy, want ek is kwaad, man. Daar's 'n manier, wat as jy my nou vra, bid vir my, had ek nou vir jou gaan bid nie, because I don't feel worthy. Ek is nou kwaad. Die Here kyk jou nie by die gesig nie, die Here kyk jou nie by mense, die Here kyk jou by die bereidwilligheid van jou hart. En so ry ek Stikland af, en ek sien hier 'n ouetjie, my oog vang die ouetjie. Hy sit, dis nie 'n ouetjie nie, seker ouer as ek. Hy sit so op 'n boomstomp langs die pad, maar hy's deftig aangetrek. Dit lyk nou, as jy hom nou sommer so met die oog kyk, dan lyk dit hy wag vir 'n lift op pad werk toe. En ek ry verby, en die Here sê vir my onmiddellik, Dudley, stop. Gaan na daai man toe. Hy is moeg, en hy is geestelik moeg. En ek so gebars, soos ek voel, kom daai woorde op tot by my, en ek ry so aan, en ek kyk waar ek omdraai, en ek gaan daar by Stiklandstasie, en ek draai daar om, en hier gaan ek terug, want hierdie ou het die Here vir my in my geplant. Hy's moeg, hy's geestelik moeg, weird omgedraai. En ek ry, en ek stop by die ou, en ek klim uit, en ek sê, Jesus, hoe gaan dit? En hy kyk my so op, hy sê, ek is moeg, ek is geestelik moeg. Prys die Here, man. Prys die Here. Amen. In Jesus name, want dit is hoe die Here sy woord kom bevestig. Hy kon enige ander woorde gesê het. Hy kon gesê het, maybe ek sit hier op 'n hoop as. Ek is tot niet. Help my. Hy sê, daai woorde wat die Here in my gees geplant het, hy's moeg, hy's geestelik moeg, snaakse woorde om te gebruik, om hom om te draai. Daai man sê vir my, hy kyk my, hy sê, ek is moeg, ek is geestelik moeg. Toe weet ek, prys die Here, prys die Here. En net daar het ek besef, ek gaan nou die storie verder vertel, maar net daar het ek besef, al voel jy kind van God, en hier praat ek met 'n kind van God, en ons sal net nou kom by wat 'n kind van God is. Al voel jy, I'm not at a good place. Die Here kan my nie gebruik nie. Ek is 'n blockage. Die Here, Jesus Christus het jou kom skoon was. Dit gee jou nie 'n verskoning vir jou gedrag nie, maar die Here kyk jou nie so aan nie. Die Here gebruik jou even at your worst. Mightier than he did what you felt clean the day before. Wat soek die Here? Die Here soek hart. Die Here soek daai hart
wat klop vir sy mense. Die Here soek 'n hart wat wil uitgaan na mense toe. Die Here soek 'n hart wat sê, Here, hier is ek, gebruik my in die naam van Jesus. Nog enetjie vir free. Ek die vorige dag, en ek het lank voorberei, geestelik, en die wat nou nie verstaan wat ek bedoel by geestelikie, sal ek nou verduidelik presies wat ek bedoel. Ek het lank voorberei geestelik vir hierdie woord, en donderdag, toes ek nou op 'n haai, en ek het vakansie, mind you, vir die wat nie weet nie, ek het bietjie vakansie, is die wat ek so kan rond beweeg, in elk geval, donderdag, toe ek nou uitstap daar by die kamer deur, sê ek vir die Here, Here, elke tree wat ek gee, laat dit deur U is. Elke beweging wat ek maak, laat dit deur U is. Elke woord wat ek sê, laat dit deur U is. En die Here het my miraculously deur hy hele dag gebruik. So, just be there. Just be willing. Just be open. Just say, God, here I am. Use me. He will use you. He will. In elk geval. Nou hierdie ou, hy sit toe daar, hy's moeg, hy's geestelik moeg, en ongeag van wat sy geestelike, sy religious toestand is hy soos baie mense wat nog nie die Here aanvaar het nie, zombies wat rondloop. Jy weet die wêreld kom, en hy knyp, and he's tightening that grip. He's tightening that grip on everyone. Ek dink die petrolpryse gaan nou met iets soos belaglik op. Gevolglik gaan die kospryse op. Alles gaan op, die druk raak meer, die man kan nie bybly nie, die kinders moet gevoed word, skoolfonds moet betaal word, allerhande die diepe dinge. Mense sukkel onder die pressure, en die vyand is applying it much stronger than we as the children of God are going out to release them of it. Want ons we can break the change in the name of Jesus Christ. So nou, die spesifieke ouetjie, toe kom ek nou by hom, hy het my gegroet met die woorde, hy's moeg, hy's geestelik moeg. En ek kon onmiddellik vir hom begin bedien. Ek kon vir hom woord gee van die Here. Ek kon hom verduidelik hoe die Here hom raak sien deur net die woorde wat hy nou net vir my gegee het. Sê ek vir hom, this is a divine appointment because the Lord saw you sitting there. Die Here het jou daar gesien, jou hart gesien, gevoel, hoe voel jy, en een van sy gewillige arbeiders gebruik om te sê, hey brother, I see you, I'm going to pluck you out of this. So al sit jy in watse gat vandag, die Here sien jou, die Here sien elkeen van ons, die Here sien jou, en die Here wil jou daar uithaal. Is die arbeiders daar om jou te help uit die gat uit? En dis my vraag aan julle vanmôre. Ons kon bid, ons kon uit hierdie oue 12 uur in Brackenfell, hy stap toe nou daarvan af, het hy 12 uur, het hy 'n werksonderhoud gehad. Ons kon bid, dat eerstens kon ons die werke van die vyand in sy lewe afsny. Because that's what you do when you live in the Spirit of God. Jy sny daai attacks van die vyand op hy man se lewe, bind jy en jy sny dit af in Jesus naam. Jy verklaar, jy profesaai goedheid in sy lewe, jy profesaai dat die Here sy paaie sal gelyk maak, dat die Here hom vooruit sal gaan in die interview, dat die Here vir hom guns sal gee vir daai werk. Jy bid vir hom. En jy vat hom, die Here vat hom, maar deur jou wat gewillig is. Van moeg en moeg in die gees, na een wat stap met nuwe zest, na een wat stap met nuwe hoop, na een wat sê die Here het my, na een wat boontoe kyk vir die antwoorde, en nie na die wêreld toe wat donker is rondom hom nie, in die naam van Jesus, amen. Come on! Ons moet wakker word. Mense, ons moet wakker word.
Ons kan nie, die wêreld is besig om na 'n einde toe te kom. As die wêreld nie besig is om na 'n einde toe te kom nie, stap jou uurglas elke dag, loop hy leer en leer. Ons kan nie dood deur die lewe, geestelik dood deur die lewe gaan nie. Dit is tyd om wakker te word. Die kerk van Christus moet wakker word sodat ons nie kyk, hey, wat het nou weer in Iran gebeur? Hey, wat het nou weer daar gebeur? Ons stap uit en ons gaan haal die zombies wat rondom ons leef, wat nie meer hoop het nie, en ons gaan hulle uit die gat uit en ons sê, kom, hier's 'n ander koninkryk vir wie jy moet veg. Vergeet van Iran, vergeet van Irak, vergeet van daai goed. Ons het 'n goddelike opdrag. Ons het 'n goddelike opdrag. It's time. Dis tyd. Ons het nou al die afgelope ruk, ek het al gepraat hier met julle hoor hoe ons mekaar se vuur moet aansteek. 2 weke terug het Alfred met julle gepraat oor die gifts of the Spirit. Ons het laas week het Steve gepraat oor die passie vir die Here. Daar's 'n duidelike oproep van bo af dat ons as Christene moet opstaan. It's time. It's time. Dit was nog nooit tyd soos dit vandag tyd is nie. Jy weet Matteus 9 vers 36 tot 38, Gerard. Sê vir ons, dis nou Jesus. Toe hy die menigte sien, hy nou klomp mense sien, het hy hulle innig jammer gekry. So Jesus kyk hierdie menigte mense en hy kry jammer. As daai man wat sit daar op die boomstomp, jy kry hom jammer. Want hulle was moeg en hulpeloos, so skape wat nie 'n wagter het nie. Hy sê toe vir sy disippels, die oes is groot, maar die arbeiders is min. Bid dan die Here aan wie die oes behoort, om arbeiders uit te stuur vir sy oes. Ons het nou gepraat van sal ek nou maar sê, die zombies in die lewe, a walking dead. Tog nie offense vat iemand oor dit nie, asseblief, dit is maar net so tong in die kies gesê. Maar daar's ook zombie Christene. As jy nou teen hierdie tyd begin kriebelrig raak, dan is dit goed. Dan is die Here besig om iets te stir in jou. And bear with me until the end. Moenie laat die vyand jou distrek van hierdie woord wat uit die Here se hart uitkom nie. Fokus op dit wat die Here sê, ons kan later kyk vir my uitsort. Zombie Christene is daai Christene, en ons gaan nou presies mooi die vlakke van nader bekyk. Maar hy staan met die een voet in die kerk, en hy staan met die ander voet in die wêreld. Openbaring 3 vers 16, ongelukkig, sê vir jou dit werk nie so nie. Openbaring 3 vers 16 sê, maar nou, omdat julle lou is, nie warm nie en ook nie koud nie, gaan ek julle uit my mond uitspoeg. Dis die dag wanneer jy kom, en jy alleen, nie jou vrou nie, nie jou man nie, nie jou kind nie, nie jou oomie, nie jou tannie nie, jy alleen, staan voor die Here, en hy vra my kind, het jy die opdragte uitgevoer? Daar sit te sê, ja maar, jy weet, ek moes hierdie gedoen het daai dag, en ek moes hierdie gedoen het, ek moes kerk toe gekom het, maar ek het beter dinge om te doen. Ek het beter dinge om te doen op 'n Sondagoggend, as om die een keer die week, my afspraak met die Here te mis. Ek het beter dinge om te doen. 5 dae van die week werk ek. Ek het 2 dae
om te rus. Ek kan nie nog 2 ure vir die Here gee nie, man. Ek het tyd om op te maak hier iewers anders. Hoe dan nou? Openbaring 3 vers 16 sê hy spoeg jou uit. Indien jy nie weet wat spoeg uit beteken nie, beteken dit geen ingang in die koninkryk in die ewige lewe nie. Dit beteken in 'n ewige brand. Ja, dis wat dit beteken. You're not entering. Ek spoeg jou uit. Want jy's lou. En dit is hoekom ek hier staan vandag. En ek roep jou spirit man uit. Mense, as jy hier sit en jy hoor hierdie woord vandag nie, dan wil ek sê, word wakker. Word wakker, die tyd hardloop uit. Dis nie net vir die ander mense se salvation nie. Jy moenie net geestelik wakker word om ander mense te red nie. Jy moet geestelik wakker word om jouself te red. This is a story about salvation. Die redding van die Here. Die woord van die Here is duidelik rondom dit. So, wanneer ons sê, ons roep jou spirit man uit, gaan ek gou vir jou verduidelik wat dit is. So 1 Tessalonisense 5 vers 23 tot 24 verduidelik vir ons duidelik dat die mens bestaan uit siel, vlees en gees. So ek maak dit makliker, is partykeer moeilik om te grasp. Dis siel wat gewoonlik deur die emosies, deur jou denkwyse, deur jou wants en jou needs gedryf word. Hy sit hier bo. Jou vlees, hy is die kar. Hy loop. Jy weet, hy sit dit in werking. En jou gees, soos ons nou sal sien, wat verbind is aan die Here. Dit gee jou 'n heeltemal 'n ander oënskou oor die wêreld. Nie 'n vleeslike oënskou nie, nie 'n want and need vir jouself nie, maar 'n goddelike. So kom ons lees gou saam in 1 Tessalonisense 5 vers 23 tot 24. Dit sê vir ons: mag God wat vrede gee, julle volkome aan hom toegewyd maak en julle geheel en al na gees, siel en liggaam so bewaar dat julle onberispelik sal wees wanneer ons Here Jesus Christus weerkom. Hy sal dit ook doen. Hy wat julle roep is getrou. So ek wil hê daarmee jy besef, this is not Dudley Carstens calling you. Die Here roep jou geestesman om op te staan. Hy wat julle roep is getrou. Ons lees ook in Job 32 vers 8. Maar dit is die gees in die mens wat die mens insig gee. Die gees wat van die Almagtige afkom. Ek het nou nie hierdie ene vir jou gegee nie, Gerard, as 'n Engelse enetjie, maar ek like hoe hulle hom sê in Proverbs 20 vers 27 staan daar geskryf: The Lord's light penetrates the human spirit, exposing every hidden motive. So ek hoop ons het hom nou. Ons het die siel, ons het die gees en ons het die vlees. We're trying to get to a point waar die gees van die Here jou lewe lei en jy nie self uit die siel uit die liggaam kontrol nie. So kom ons gaan kyk waar elkeen van ons inpas. En daarna gaan ons kyk, dis nie meer lankie. Ek weet dis warm. Ons gaan kyk na Esegiel 47
Ons gaan kyk na verse 3 tot 9. So hier sien die profeet Egeesiel. Esegiel sien hy hierdie vision van die tempel en hy sien die water wat uit die tempel uit vloei. Hierdie water, ek jump nou maar die gun, maar dis net amazing. Hierdie water wat uit die tempel uitvloei, hy loop eventually in die dooie see in. En wanneer hy in die dooie see inloop, dan maak hy hom vars. So net so voor ons begin, dit is daai plek waar die Here die dooie gees lewendig maak, waar die Here operate in die gees. Maar kom, kom ons lees eers en dan sal ons kyk na die vlakke en kom ons lees. Die man het oos gestap en met die maatlyn wat hy by hom gehad het, het hy 500 meter afgemeet van die oospoort af. Toe laat hy my deur die water loop. Dit was enkel diep. Hy het nog 500 meter afgemeet. Ek wil hê julle moet sien hier, dat dit elke keer raak ons 'n bietjie dieper, maar ons loop ook 'n bietjie verder. So kyk net die ritme. Hy het nog 500 meter afgemeet en my deur die water laat loop. Dit was knie diep. Hy het nog 500 meter afgemeet en my deur die water laat loop. Dit het tot by my heupe gekom. Toe meet hy nog 500 meter, maar toe was die water 'n stroom waar ek nie kon deur nie. Die water was diep sodat 'n mens sou moes swem. Dit was 'n stroom waar mense kon deurloop nie. Die man sê toe vir my, sien jy dit mens? Hy laat my toe al langs die stroom terugstap. Terwyl ek so terugstap, sien ek daar staan groot hoë bome weerskante van die stroom se wal. Die man het vir my gesê, hierdie water loop weg na die streek oos toe en af na die Jordaanvallei toe waar dit in die dooie see sal inloop. Wanneer dit in die dooie see inloop, sal die water van die dooie see vars word. Ek wil hê julle moet dit gou picture voor ons kom by die betekenis. Ek vra dat die Gees van die Here dit vir jou oopbreek, dat jy kan sien dat waar die stroom ook kom, sal dit wemel van alle soorte diere en sal daar baie vis wees. Die water loop na die dooie see toe en sal die see vars maak. Waar die stroom kom, sal alles lewe. So hierdie stukkie wat ons nou gelees het, hy simboliseer stappe, levels van Christene daar buite. So ons gaan gou kyk, waar pas ek en jy in? So eerstens het ons gesien, het hy gesien, hier kom nou water, ek moet die eerste, het hy die water gesien, wat kom vloei. Hierdie ouetjie, hy is die toeskouer. Hierdie mense verstaan nie wat die Here vir ons gedoen het toe hy vir ons die Heilige Gees gegee het. Hierdie mense verstaan nie dat die Gees van die Here genees vandag nog soos hy nou die dag, soos hy destyds in die Bybel genees het. Hierdie mense verstaan nie dat ons moet in die naam van Jesus Christus duiwels uitdryf nie. Hierdie mense verstaan nie die commission nie. Hulle verstaan dat jy moet kerk toe kom, gedoop word en dan gaan jy hemel toe. Hierdie ouens laat dink my so aan, hulle kyk hoe die liggaam van Christus operate. Jy weet, partykeer sal hulle nog 'n woordjie of twee te sê daaroor ook. Nee, maar dit is nou nie dit en dit is nou nie dit nie. Jy weet, dis nou nie, hy moes dit so gedoen het, maar hulle sê mos, die beste rugby spelers en die skeieregters sit Saterdag voor die TV, is daai ouens. Ons praat hier van daai ouens. Dis die toeskouer. So dan, die toeskouer
verwys wanneer hy enkel diep in die water instap. Nou stap ons aan en ons nee, ek is jammer. Sorry, butchered. Dit is wanneer hy kyk. Ons gekom nou by die enkeldiepte Christen. So hierdie gelowiges, hulle is gedoop in die Heilige Gees, maar hulle stel nie belang om die gawes wat met die anointing kom te beoefen nie. Hulle lewe dus dikwels in die wêreld se comfort zone. Jy weet, en is nie regtig 'n pla om mense rondom hulle te red nie. En soos I'm saved, that's me, everything is fine. I don't have to go out there, preach to people, convert people, bring mense na die koninkryk toe nie. Ek hoef nie my gawes, wat die Here vir my, ek sit op my gawes. As jy vandag op jou gawes sit, wil ek jou asseblief in geestesmens uitroep, because the body of Christ needs you. In this day and age, kort die liggaam jou. Ons loop so 'n bietjie dieper, en ons gaan knie diep. Hierdie is jou loyale gelowiges. Hulle is gevul van die Gees, maar hulle oefen ook nie. So daar is nie vreeslike verskil tussen die enkeldiep en die knie diep oudjies. Behalwe dat hierdie ouens, hulle Sondag elke Sondag in die kerk, hy betaal sy tiendes, hy betaal sy wat, hy doen al daai regte dinge. Daai wetlike dinge doen hy reg. But he's still not operating in die Gees. In die Gees van die Here waartoe God jou roep. Ons gaan bietjie dieper. Ons kom by die heupe. Nou hierdie gelowige, hy's aktief in die kerk. Ek wil nou nie 'n ministry uitroep hier, want nou voel iemand in die gesig gevat. Hy's 'n prediker. Ja, nee, dis nie 'n goeie voorbeeld nie, maar hy's aktief in die ministry. Jy weet, hy doen sy deel vir die kerk. He's walking. Maar hy's heuphoogte in. Heuphoogte vir ons sê helfte van die liggaam. Hy sien voluit in nie. Dis daai mense wat die Here mag dalk vir jou prikkel om vir iemand hande op te lê. Maar nou wat gaan Janine nou dink as ek nou dit doen? Wat gaan die persoon nou dink as ek dit doen? Dan moet ons besef ons is by die heup. Die heup is helfte. Dis louwarm. Ons het gehoor wat gebeur met louwarm. Waar ons wil kom is in die stroom van die lewende water. Dit is waar jy totally emerge in sê Here, hier is ek, vat my oor, ek glo die woord van God, ek voer uit dit wat die woord van God sê ek moet uitvoer. Dis mense wie, jy kan dit aan hulle vrugte sien, dis mense wat mense rondom hulle help, dis mense wat mense, jy het nie geld nodig om mense rondom jou te help, jy kan mense help met jou vrugte van die Gees. Dis mense wat bereid is en sê, Here, hier is ek, gebruik my vandag, kom ek bid vir daai, dis mense wat nie worry oor wat Jan Piet Koos Klaas van hulle sê nie, hulle worry oor wat die Here van hulle dink en of hulle eendag voor die Here gaan sê, wanneer die Here sê, Dudley, het jy dit gedoen toe ek jou geprikkel het om dit te doen, of het jy gedink, nee, maar Sunny gaan nie dink dis cool nie. We need to ask ourselves those questions. Hierdie is 'n plek waar die dooies lewendig word. Hierdie is 'n plek waar dit wemel van vrugte, groente. Hierdie is die place of blessing. Hierdie is die plek waar die anointing vloei deur jou. Hierdie is die plek waar jy die Here vertrou vir alles, ewen in die min, weet jy. Jy slaap vanaand, jy het net 'n neutedop en jy weet maar môre is daar 'n sak vol neute, want die Here sorg vir my. That is living in the presence of God, knowing that He will look after your every need. Hierdie ouens het gestap.
Ek maak klaar. Baie dankie sê die helfte van julle wat reeds aan die slaap is. Ja, fisies. Ek het nou my plek verloor, sulke dinge. Laat my plek verloor, ek weet dit moenie, sorry. Wat nou gaan gebeur is, hierdie ouens het 500 meter gestap elke keer hoe dieper hulle in hierdie waters ingekom het. Ek wil jou uitnooi vandag om maksimum 6 meter te kom stap na vorentoe en om saam te kom staan en ons bid hier en ons vra vir die Here, salf ons, gee vir ons 'n fresh anointing. It's not me. Dis nie ek wat jou anoint nie, dis die Here ons God wat jou anoint. Hierdie is net 'n teken van die Heilige Gees in jou, in ons vra vir die Here saam. Jy kom vorentoe totaal en al by choice. Ons gaan nou lekker oorgaan in die dinge van die Here. Die worship team gaan nou vir ons 'n lekker paar liedjies kom sing, sodat jy nie hier voor kom staan en almal hoor nou jou saak as jy wil nie. So ons gaan 'n paar liedjies sing en dien jy net daar waar jy wil is, hande opsteek en saam sing, maar ons gaan nou die dinge doen, soos die Here wil hê ons moet die dinge doen. En as jy wil vorentoe kom, en ons vra saam vir 'n fresh anointing van die Here af, fluister in my oor as ons vir nog ietsie moet bid, wat ook al, maar, moenie hier uitstap, sonder 'n fresh anointing. Ons het dit almal nodig, including hierdie een wat praat. Hierdie woorde kom nie van my af en dit kan ek vir jou guarantee. Hierdie woorde kom uit die troonkamer van ons hemelse Vader uit. So in die naam van Jesus, dit gaan woes daar buite. Let's stand together. Kom ons vra vir 'n fresh anointing, Father God. En wanneer ons daar uitstap, stap ons uit. Swem ons in daai water waar Esegiel sê, daar kan jy nie stap nie. Jy stap in daai water, jy weet hier is nie 'n bodem nie. Jy weet ek kan nie staan nie, want ek is niks. Maar jy weet, jy's geanker in God en God sal jou nie laat verdrink nie. God sal jou deur hierdie waters vat. God sal vir jou gee die vrugte wat jy nodig het. God sal vir jou paaie vir jou gelyk maak. We just need to be available, truly available. So ek gaan 'n gebed doen. En ek vra julle letterlik, wanneer jy reg is, 6 meter, kom stap vorentoe. Let's pray together. Gaan 'n gebed doen, dan vra ek vir die worship team om vorentoe te kom, om ons te bedien met dit wat die Here vir hulle gegee het om ons te bedien mee. So kom ons sluit net die oë eers. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie heilige oomblik, my God. Here, U weet hoe totaal en al afhanklik ek van U is, Here. Here, U weet hierdie woorde het ek nie gespreek, Here, en daarvoor sê ek vir U baie dankie, my God. Baie dankie, my God, dat U vandag ons geestesmense kom uitroep in die naam van Jesus. Here, baie dankie dat U vandag vir elkeen wat hier is, elkeen se voet, elkeen wat hier is, Here, se voetspore het U hiernatoe gelei, my God, om 'n vars salwing van U af te gee. Here, baie dankie vir die wete dat ons 'n natuurlike gawe by U ontvang het. 'n Natuurlike gawe is 'n gawe wat vir my allow om public speaking te doen, Here. 'n Natuurlike gawe is wat die worship team allow om te sing, my God. Maar Here, U het vir ons ook 'n bonatuurlike gawe gegee. En daai gawe stel ons in staat om die dinge van U, wat U van ons gees verlang, te doen, my God. Here, U het ons gecommission, my God, om hande op die siekes te lê, Here, die woord van die Here te verkondig, my God, en duiwels uit te dryf in die naam van Jesus Christus. Dis 3 basiese dinge, Here. Here, ek vra vir elke hart hier vandag, doen ons dit. Doen ons dit. Indien die Here roep ek hierdie geestesmense na vore, my God, vir U anointing. Here, voor ek dit doen, Here, vra ek Dudley Karsten self vir 'n vars anointing, Here. Soos ek hierdie olie op my voorkop smeer, Here,
is dit maar 'n uiterlike teken, Here. Vra ek Heilige Gees, kom neem my oor, my God. Here, kom werk waar hierdie hande nou gaan raak aan mense, Here. Laat dit U hand is, my God. Daardie se hand beteken niks, Here, maar U Gees, Here, kan deur hierdie hand werk en ek vra vir U, Here. Please, Father God, forgive me for my sins. Clear this vessel, Father God. Work through it. Here, enige aanval van die vyand af, verbied ek, sny ek af nou in die naam van Jesus, Here. Here, ek vra vir U ministering angels om in hierdie gebou te kom, Here. Here, ek bedek elke een. Here, bedek ons in die bloed van Jesus, Here. Daardie bloed wat die vyand nie kan staan nie, Here. Daardie bloed wat die vyand forceer om te spat in die naam van Jesus Christus. We thank you for your blood, Father God. Thank you, Lord. Kom ons staan net sommer so en ons ontvang die seën van die Here. Baie dankie, Hemelse Vader. Baie dankie, Here. Dis al wat ons kan sê, van die begin tot die einde. Here, mag U saam met elkeen hier wees, Here, wanneer hulle voete daar uitsit, Here. Here, ons vertrou dat You've raised up warriors here today. Here, dat elke tree wat hulle sal gee, Here, U koop in die Gees, my God, dat die vyand sal spat en sien, ek kom nie naby hier nie. Hier's 'n ding wat vir my gaan jaag. In die naam van Jesus verklaar ons dit, Here. Here, wees saam met elke een, Here, wanneer ons huis toe gaan, my God. Here, ons verklaar dat U geen backlash sal wees op niemand van dit wat vandag gebeur het in die naam van Jesus. Here, dit wat alles pad gegee het in die naam van Jesus, jy mag nie weer, ons verbied Jou om terug te kom. In die naam van die Here. Here, en daar waar dit pad gegee het, Here, by elkeen, Here, vra ons U, Here, soos ons nou gevra het, Here, Heilige Gees, kom in. Maak vol, Here, sodat ons kan wandel in U Gees. Be blessed. Stap in die Here.